Goeiemôre. Het is 'n groot voorreg om vanoggend hierso saam met julle bymekaar te kom eintlik as lewende stene in die Here se huis. Ons is medegelowiges en is so groot voorreg om mekaar op te bou en te versterk in die Here ook. Daar is nie veel afkondigings vanoggend nie. Jenny het gesê as een van die kortste blaadjies wat sy nog gemaak het in die afgelope paar jaar. Maar ons wil net sê dat indien julle besoekers hierso is, baie welkom eerstens, maar daar is ook 'n welkom boom daar buite en dit reën nie so erg soos laasweek nie, so is mooi in die son. Indien julle meer inligting van die kerk wil hê, daar sal iemand by die welkom boom wees, daar is so 'n bordjie ook op hom. En dan dink ons aan almal wat deur beproewende tye gaan. Ons het nie besondere inligting vir die blaadjie hierdie week nie, maar indien julle weet van iemand in die gemeente wat deur 'n swaar tyd gaan, laat weet asseblief dat ons saam kan bid ook. En soos julle op die skyfies gesien het, die Pikkoor kom kuier die 30ste September en daar's ons omtrent so 50 plus van hulle en hulle het gevra of daar 'n moontlikheid is dat ons kan help met oorslaapgeleenthede, gasteouers vir hulle vir die een aand. Ek dink dis 'n mooi geleentheid om bietjie te help en uit te reik, maar indien 'n mens nog meer motivering nodig het, as jy 'n gasteouer is vir daardie aand, kry jy gratis kaartjie tot die Pikkoor konsert. So ek dink dis goeie motivering, want dit is regtig 'n wonderlike goeie koor en ons 'n paar mense in ons gemeente wat ook in hierdie koor was en hulle sal vir julle sê dit is 'n besonderse ding om te beleef. So indien julle belangstel, asseblief maak julle huise oop, dit is 'n mooi geleentheid om ander op te kan help. Ons raak stil voor die Here, ons rig ons harte en ons gedagtes op hom en ons besef dat ons hulp is alleen in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het en wat trou bly tot in alle ewigheid. Geliefdes, genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood uit opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Aan hom behoort die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Ons loof die Here vanoggend saam met Skrifruiming 3-4 verse 1, 4 en 5. U Christus is my lewe, die sterwe wins vir my. In lewe en in sterwe is ek aan U gewy. Kom ons sing Skrifruiming 3-4 verse 1, 4 en 5. Ek dink dit sal goed wees as ons vanoggend die geloofsbelijdenis hardop saam sê. So, gaan ons begin lees en dan kan ons net dit met hart en mond bely hier in die gemeenskap van gelowiges. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees,
gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan. Hy het op die 3de dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing nou saam lied 292 vers 1, my enigste troos in lewe en dood is dat ek aan Jesus Christus behoort. Kom ons bid saam. Ons ewige God en Here, dit is so groot voorreg om vanoggend hier by mekaar te kom. As gelowiges vanuit verskillende agtergronde, verskillende ouderdomme, verskillende beroepe, verskillende lewensfases. Roep U ons hier by mekaar om U naam groot te maak. Om te besef dat daar nie buite U enige hoop is vir ons lewens nie. U is die begin en einde, die Alfa en die Omega, die begin van ons geloof, die einde en die volleinder van ons geloof. Ons is niks sonder U nie. Daarom bid ons vanoggend dat daar waar daar afstand tussen ons en U is, wat ons deur ons eie sonde veroorsaak, U dit sal afbreek, dat U daardie mure sal afbreek en deur U Gees in ons so sal werk, dat ons net opnuut sal besef, ons was nie op die regte pad nie, en ons moet weer op U pad klim, deur U krag. Ons is so dankbaar teenoor U, dat ons nie hoef te wonder, wat U vir ons sê nie. Ons kan U woord oopmaak en U stem helder en duidelik daarin hoor. Ons lees in Johannes 1 dat van die begin af was die woord daar en U het die woord is self God en dit is Jesus Christus, U Here Jesus Christus wat met ons praat. Mag ons luister, mag ons glo, lei ons in U krag om tot hierdie groot besef te kom van wie U is en wat U in ons lewens doen. Ons bid dat as dalk van ons hier is wat twyfel in die geloof of nog nie heeltemal oortuig is nie, dat U so in ons sal werk, dat ons U onweerstaanbare genade net opnuut sal beleef, en dat ons sal besef dat 'n lewe sonder U is niks nie. Mag ons lewe en groei en groot word in U teenwoordigheid. Ons bid vir ons gemeente, ons bid vir almal wat deur moeilike tye gaan, almal wat sukkel om hoop te hê vir vandag en vir môre. Ons weet dat al gaan dit sleg en al gaan dit goed, is U daar. U los ons nie. Daarom bid ons vir U krag en U bystand. Ons wil in besonder ook bid vir
die Bybelplaasingstoer wat plaasvind, so 'n wonderlike geleentheid wat U oor ons gebring het. Dankie vir elke persoon wat bygedra het, die wat nie fisies daar kan wees nie, wat ook finansiëel bygedra het en dat hulle die geleentheid het om te gaan Bybels uitdeel in Afrika en op plekke waar mense nie soseer toegang het tot U woord nie. Ons bid dat U hulle sal seën, dat hulle voorspoedige toer sal hê, dat hulle sal groei in geloof en dat hulle sal getuig van wat U gedoen het en nog steeds doen in hulle lewens. Ons vra dat U ons ook sal help om te volhard in gebed vir almal wat op hierdie toer is. Ons bid in besonder ook vir ons land. Ons bid vir baie onluste, baie onrustigheid teenoor vreemdelinge wat daar mag wees, mense van ander lande. Ons bid dat U sal vrede bring in hierdie land en dat ons sal glo dat U magtig is om dit te doen. Dankie vir elke oomblik wat ons het om meer van U te leer en mag ons voor die wonder van wie U is en wat U vir ons doen, net elke dag dat ons daarin sal volhard en verdiep. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Ons gaan nou ons wetlesingsgedeelte kom vanoggend uit Romeine 12 uit en in besonder is dit vanaf vers 9 af die riglyne vir die Christelike lewe. Die liefde moet opreg wees, verafskuw wat sleg is en hou vas aan wat goed is. Betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar, bewys eerbied teenoor mekaar en wees mekaar daarin tot voorbeeld. Moenie in julle toewyding verslap nie. Bly altyd geesdriftig, dien die Here. Verbly julle in die hoop. Staan vas in verdrukking. Volhard in gebed. Help die medegelowiges in hulle nood en lê julle toe op gasvryheid. Seën julle vervolgers, ja seën hulle, moet hulle nie vervloek nie. Wees bly saam met die wat bly is. En treur saam met die wat treur. Wees eensgesind onder mekaar. Moenie hooghartig wees nie, maar skaar julle by die nederiges. Moenie eie wys wees nie, moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Wees goedgesind teenoor alle mense, as dit moontlik is, sover dit van julle afhang. Leef in vrede met alle mense. Moenie self wraak neem nie, geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe, dit is my reg om te straf. Ek sal vergeld, sê die Here. As jou vyand honger is, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink. Wanneer dit te doen, maak jy hom vuurhooi van skaamte. Moet jy nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Hier is nie 'n lys dinge wat ons net moet doen en dan gaan alles reg wees nie. Hier is 'n lys dinge wat ons doen omdat ons Jesus Christus volg. Elke ding wat ons hierso lees, het hy perfek uitgelewe hier op aarde. Hy het gekom, hy het kom dien, hy was lief, hy het nie kwaad met kwaad vergeld nie, maar dit met die goeie oorwin. En omdat ons Jesus volg in ons lewe, is dit iets wat hy ons aanmoedig om in ons lewens ook toe te pas, sodat ons vir ander kan wys hoe hy lyk. Terwyl ons so sit, kom ons sing saam dan skrifbryming 9-3, daarvan verse 1 en 2. Voor U wet, Heer, staan ons skuldig. Liefde is die groot gebod. Liefde is ons steeds verskuldig aan ons naaste en ons God.
Ons skriflesing kom vanoggend uit Lukas 5 vanaf vers 33 tot 39. Lukas 5 vanaf vers 33 tot 39. Die mense sê toe vir Jesus: Die volgelinge van Johannes vas dikwels en onderhou gereelde gebedstye, en so ook die volgelinge van die Fariseërs. En u disippels eet en drink maar. Toe sê Jesus vir hulle: Kan julle dan die bruilofsgaste laat vas terwyl die bruidegom by hulle is? Daar sal 'n tyd kom wanneer die bruidegom van hulle weggeneem sal word, en dan in daardie dae sal hulle vas. Hy vertel hulle ook nog 'n gelykenis. Niemand skeer 'n stuk uit nuwe klere om daarmee ou klere te lap nie. As hy dit sou doen, sou die nuwe klere stikkend wees. En buitendien sal die nuwe lap nie by die ou klere pas nie. En niemand gooi nuwe wyn in ou velsakke nie. As hy dit sou doen, sal die nuwe wyn die velsakke laat oopbars. Dan is die wyn vermors en die sakke daarmee heen. Nee, nuwe wyn moet in nuwe velsakke gegooi word. En niemand wat ou wyn gedrink het, wil nuwe wyn hê nie, want hy sê die ou wyn is goed. So teksvers is vers 34. Toe sê Jesus vir hulle: Kan julle dan die bruilofsgaste laat vas terwyl die bruidegom by hulle is? Tot sover. Ons gaan vandag saam praat oor vas. En dit is eintlik iets wat meeste van ons al oor gewonder het. Wat beteken dit? Wat is die gebruike rondom dit? Moet ons nog vas? So die punte waarna ons gaan kyk vandag is eerstens, vas is nie 'n nuwe gebruik nie, so ons gaan kyk na die agtergrond daarvan. En dan ook hoe mense die gebruik van vas misbruik. Ons gaan kyk na wat Jesus se houding daaroor is, en dan hoe vas ons weer kan help om ons harte en gedagtes op Jesus te rig. So dis hier 4 hoofpunte wat ons dan vandag gaan bespreek. Nou, die eerste punt, vas is nie nuut nie. Talle gelowe het die gebruik om te vas. Die mees prominente een waarvan ons seker bewus is Ramadan van die moslems. Dis 'n maand waarin moslimgelowiges hulle self van sonsopkoms tot sononder weerhou van kos en vloeistof en dan eers eet wanneer die son onder is. Deur te vas in hierdie maand glo moslems dat hulle geestelike belonings ontvang en dat dit hulle nader aan Allah bring. In hierdie maand soek hulle ook die genade en aandag van Allah. En hulle glo dat goeie dade wat in hierdie tyd gedoen het, dubbeld geseën sal word. Dat daar nog meer seëninge oor hulle pad sal kom, omdat hulle in hierdie tyd hulle kant baie goed bring. Hulle word ook in hierdie tyd aangemoedig om die hele Koran deur te lees en baie gebede op te sê. En verder probeer hulle om alle sondig in hulle self te onderdruk deur slegte optrede te stop en alle slegte begeertes op sy te skuif. Deur dit te doen, wil hulle toewyding aan Allah bekend maak, in die hoop dat hy genadig teenoor hulle sal wees. So daai onsekerheid half soos, ek vas en ek bring my kant en ek moet net die perfekte moslim wees in hierdie maand, want dan gaan Allah my eers seën. So dit is 'n voorwaardelike ding, vas vir hulle. Dit is eintlik iets wat baie op jouself neerkom, wat jy moet doen. Dan is daar, ek weet nie wat se mooi Afrikaanse woord vir dit nie, maar intermittent fasting. Dit is 'n dieet wat nogal populêr is. En mense probeer om allerhande
gesondheidsredes vir 16 ure lank op 'n dag vas en dan net een keer 'n dag eet. Volgens wat Dr. Google vir my kon gesê het, het dit 'n impak op jou metabolisme, jou geheue, jou gesondheid en dit verbrand vet. En sommige mense is baie ernstig oor die navolging van hierdie dieet en dink dit sal die oplossing wees vir hulle probleme. Baie mense dink hierdie is die antwoord. Dit is dis regtig die antwoord. En ander mense gebruik dit net as 'n aanvulling tot hulle gesondheid. Dis nie weer eens ek is nie 'n dokter nie, ek beveel niks aan hierson nie, maar daar is mense wat dit navolg en vir wie dit goed uitwerk. So dis 'n metode van moderne vas wat ons mee te doen het. En dan 'n derde voorbeeld uit die Bybel uit is die Jode op die Groot Versoendag. Dit ons lees daarvan in Levitikus 16 vanaf vers 29 tot 34. Dit was die dag waar die hoëpriester in die allerheiligste van die tabernakel of die tempel ingegaan het en namens die volk geoffer het waar daar bloed vergiet is en die sonde van die mense op 'n sondebok weggedra is in die wildernis in. In hierdie vastyd wat die Here gegee het op die Groot Versoendag, het die volk niks gedoen om hulle versoening of hulle redding te verdien nie. Alles was namens hulle gedoen. Hulle moes gevas het om te besef hoe afhanklik hulle van die Here is, dat hy die een is wat die redding bring in hulle lewe, nie hulle dade of hulle eie oulikheid of hulle goedheid nie, die Here bring die redding. So op hierdie Groot Versoendag moes hulle hulle moes vas, maar ook nie vir lankie, net vir 24 uur om weer opnuut bewus te wees van die Here se sorg in hulle lewe. Verder in die Ou Testament sien ons dat vas se idee was dat hierdie hongerte wat 'n mens beleef, die Israeliete herinner aan hulle geestelike armoede, hulle geestelike afhanklikheid wat daar ook van die Here is. Ons lees ook dat mense persoonlik gevas het in die Ou Testament. Moses het gevas voordat hy die wet ontvang het. Dawid het gereeld gevas wanneer iemand gesterf het. Daniël het gevas in 'n ver en vreemde land om getrou te bly aan die Here. Dit was 'n gedeeltelike vas. Hulle het net hulle self voorgenem om nie afgodsvleis of iets in daai lyn te eet nie. Die Nineviete het gevas toe hulle Jona se verdoemende boodskap gehoor het. Wat baie belangrik daar is, die Nineviete het bekeer en toe gevas, nie andersom nie. Ester het gevas toe sy gehoor het van die plan om al die Jode dood te maak. En dan die Jode het gevas in tye van krisis, van oorlog, van pla, van droogte, of selfs wanneer daar groot besluite geneem moes geword het. Dit was kort, of dit was lank, of dit was gedeeltelik. Daar was nie vaste reëls nie. Dit was net iets wat mense gehelp het om hulle fokus weer op die Here te plaas en het altyd hand aan hand gegaan met gebed. Dit bring ons dan by die tweede punt, mense misbruik vas. In die Nuwe Testamentiese tyd en in besonder die tyd waarin vandag se teksgedeelte is, het die Fariseërs soos met talle ander dinge vas uit verband uitgeruk. Hulle het geglo dat vas en tiendes gee en gebed van die belangrikste deugde is, van die belangrikste dinge is wat jy kan doen. Dis nou boonop wetsgehoorsaamheid. En hulle het dis nie net een keer 'n jaar met die Groot Versoendag gevas nie, maar elke week op 'n maandag en 'n donderdag, so 2 keer 'n week. Die Here sê in die woord, al wat dit eintlik nodig is om te doen is om op die Groot Versoendag te vas, maar hulle, soos met alles anders, ruk dit heeltemal uit verband uit en wil dit 2 keer 'n week doen. En die slegte ding is dat hierdie Joodse geloofsleiers of die Fariseërs het 'n groot vertoning van hulle vastyd gemaak. Hulle het hulle gesigte misvorm, hulle het
hulle gesigte laat baie hartseer laat lyk en in die publiek met lang en hartseer gesigte rondgeloop en hulle self verskriklik jammer gekry. Maar in die proses met hierdie waarmee hulle besig was, wou hulle spog met hulle godsdienstigheid. Hulle wou hê mense moet na hulle kyk en dink dat hulle baie getrou is en kyk hoe mooi en godsdienstig en oulik is hulle. Dit het meer gegaan oor 'n goeie indruk skep as om tyd in afhanklikheid van die Here te spandeer. Dan in Matteus 6 praat Jesus reeds daaroor. Hy sê in vers 16 tot 18, as julle vas, moet julle nie soos die skynheiliges met lang gesigte rondloop nie. Hulle mismaak hulle gesigte, sodat die mense kan sien dat hulle vas. Dit verseker ek julle het hulle beloning klaar weg. Nie as jy vas, versorg jou hare, was jou gesig, sodat niemand kan sien dat jy vas nie, behalwe jou Vader wat jy nie kan sien nie. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Ekskuus. Jesus sê hierso dat sy volgelinge anders is. Diegene wat hom wil volg, sal van tyd tot tyd vas. Hy sê niks oor die gereeldheid daarvan nie. Hy sê nie dat dit verpligtend is nie, maar hy is besorg oor wanneer 'n mens dit doen, wat jou houding sal wees. Daarom gee hy vereiste dat dit 'n private ding moet wees tussen die gelowige en God en dat mense hulle self nog steeds mooi moet versorg in daardie tyd. Dis nie 'n middel tot myself laat beter lyk as die persoon langs my nie. Dis iets wat gebruik word om tot selfvernedering voor ons heilige en ons almagtige God. In Lukas 18 vers 9 tot 14 is nog 'n voorbeeld van hoe die Fariseërs vas gebruik het as iets waarmee hulle kan spog. Dit is die gelykenis van die Fariseër en die tollenaar. Jesus vertel die storie van 'n Fariseër en 'n tollenaar wat na die tempel toe gaan. En die Fariseër is so trots op homself en hy dank die Here dat hy nie soos ander mense is nie. En dat hy ook in besonder nie soos die tollenaar langs hom is nie. Hy vas 2 keer 'n week, hy gee sy 10de van sy hele inkomste. Hy het dit gemaak in sy eie oë en hy dink baie van homself. En dan langs hom is hierdie tollenaar wat op die grond lê en die Here smeek om vergifnis. Hy slaan op sy bors en hy sê, o God, wees my sondaar genadig. So hier word onderskeid getref tussen iemand wat gereeld gevas het en uiterlik baie vroom voorgekom het, en iemand wat nie so gereeld gevas het nie, maar hy het net besef hy is so klein voor die Here. En hy het sy hart en sy gedagtes tot die Here gerig. En Jesus maak dit bekend dat die tollenaar se reaksie op die Here se teenwoordigheid was die regte reaksie. Dis wanneer dit uiterlik is, wanneer dit gaan oor mense moet sien hoe goed ek is of hoe oulik ek is, dan help dit niks nie, want die Here soek 'n bekeerde hart, 'n hart wat tot hom gerig is. Dis die grootste offer wat 'n mens kan bring. Ons kan ook die gevaar loop om iets soos vas oor onsself te laat gaan. Ons wil dalk baie graag 'n spesifieke reaksie van die Here af hê. Daar's dalk iets wat ons so baie oorwonder en ons wil 'n verandering in ons lewe hê en ons dink as ons vas, dan kan ons dalk daai verandering forceer. Ons kan dit aanpak soos wat die moslems te doen, om te dink, as ons baie heilig voorkom, gaan ons dubbeld geseën word. Om op 'n manier by die Here aan te dring met 'n, as ek hierdie doen, dan moet hy daardie doen houding. Maar Jesus gee ons 'n verdere verduideliking van wat ons houding in die lewe moet wees. In hierdie gedeelte wat ons hier gelees het in Lukas 5 vers 33 tot 39, raak die mense toenemend ongelukkig met Jesus se disippels se optrede. Volgens hulle vas Johannes se disippels en ook die volgelinge van die Fariseërs, maar Jesus se disippels vas nie. Hulle lewe asof hulle lewe net een groot partytjie is. Hulle is nie soos die res van die mense wat dalk 2 keer 'n week vas nie. Hulle
is besig om in vreugde te lewe hierso. Hulle het by mense geëet wat deur die res van die samelewing verstoot en verag is. Hulle het nie weekliks gevas nie. Hulle het elke week in groot vreugde spandeer en 'n goeie tyd gehad. Hoekom? Want hulle was in die teenwoordigheid van die groot vreugde met 'n hoofletter, die groot leermeester. In hulle oë en in die oë van die volk was dit verkeerd dat hulle gelukkig is, omdat Jesus daar is. Want wanneer jy godsdienstig wil voorkom, wanneer jy wil wys jy weet baie, dan moet jy ernstig wees. Dan is die aanvaarde norm om te vas en jouself te weerhou van mense wat blaatante sondaars is, om jouself eenkant te hou van mense wat eintlik regtig die Here se woord moet hoor. Dan moet jy konstant ongelukkig wees en jouself hartseer hou in plaas van vreugde beleef. Vir Jesus sê hy dat sy teenwoordigheid rede is vir groot vreugde. Maar in Lukas 7 vers 33 wys dit bietjie van Jesus se frustrasie met die mense wat heeltyd vra, hoekom vas die disippels nie? Waarmee is hulle besig? Hoekom tree hulle nie op soos wat ons wil hê hulle moet optree nie? Dit sê in vers 33 tot 34. Johannes die Doper het gekom en het nie brood geëet of wyn gedrink nie, en julle sê hy is van die duiwel besete. Die seun van die mens het gekom en julle sê kyk daar, 'n vraat en 'n wynsuiper, 'n vriend van tollenaars en sondaars. Dit maak dis die saak wat Jesus gedoen het nie, hy was die heeltyd nie reg in die oë van die fariseërs nie. Sou hulle soos Johannes die Doper baie gevas het, sou dit 'n probleem wees, want hulle sê nee, hy is van die duiwel besete. Hanteer hulle die lewe soos 'n groot feesmaal, want is in God se teenwoordigheid, word hy uitgekry as 'n vraat en 'n wynsuiper. Maar, soos ons hier sien op hierdie punt, Jesus vergelyk sy teenwoordigheid met 'n bruilofsmaal, waarvan hy self die bruidegom is. En in daardie tyd het 'n huweliksfees vir 7 dae lank aangehou. Vriende en familie se enigste verantwoordelikheid was om die fees te geniet. Daar was oorvloed, 'n oorvloed kos, 'n oorvloed wyn, 'n oorvloed danse, musiek en pret in die huis en op die straat. Selfs rabbies moes in die tyd van die bruilofsfees hulle Bybelonderrig gestaak het en ook almal aanmoedig om die huweliksfees by te woon. Vir solank as wat die bruid en die bruidegom daar was daar groot vreugde. En so was dit met Jesus se koms en teenwoordigheid. Sy koms is sedert die skepping van die wêreld af al verwag. Hy is die Messias, hy is die lankbeloofde, hy is God se seun. Wie wil wanneer hulle in sy teenwoordigheid is hartseer wees? Hy is die een wie ons nog altyd verwag. Jesus verduidelik verder sy koms met die beeld van nuwe klere wat nie op ou klere kan lap nie, want as 'n mens 'n nuwe stukkie lap aan hierdie ou stukkie gewas het destyds en nuwe stukkie lap aan hierdie ou stukkie gelap het destyds en jy was dit, dan sou die nuwe materiaal gekrimp het en dan skeer dit uitmekaar uit. En ook die beeld van wyn wat in ou leersakke gegooi word. Die fermentasieproses het gasse vrygestel. En wanneer dit in ou sakke gegooi word wat nie baie rekbaar is nie, dan sou dit breek en bars. En hierso trek hy dit terug, met hierdie gelykenisse trek hy dit terug na die fariseërs wat baie graag wil hê dat Jesus en sy disippels moet inpas by hulle idees. Hy gee die beeld om te wys dat mense graag wil hê dat die disippels moet soos hulle vas, die disippels moet soos hulle bid, die disippels moet soos hulle optree, want anders is hulle nie reg gelowiges nie. Maar Jesus weier om by
hierdie reeds bestaande godsdienststrukture in te pas. Die geloof wat hy bring is nie 'n aanvulling of 'n addendum tot die Joodse geloof of mense se idees of tradisies nie. In hom word alles waarop die Joodse geloof dui vervul. En hy sal nie konformeer tot hulle idees van moets en moenies nie, in besonder ook nie oor vas nie. En hy weet boonop dit is die enigste plek waar vas verpligtend is, die groot versoendag, en hulle is besig om hierdie heeltemal uit verband uit te ruk. Want die groot versoendag, die dag waarop al gevas moet word, is 'n dag wat perfek presies op hom wys. Hy is die lam wat in die woestyn ingejaag word, waarop die sondes gelê word. Hy is die sondebok, hy is die een wat moet sterf vir ons sondes, hy is die een wat wie se bloed moet vloei, sodat ons toegang kan hê na die Here se allerheiligste toe. Hy bring die offer, en sy offer bring vreugde. Sy offer maak dat hartseer in blydskap verander. Selfs met sy kom sing die engele vrede op aarde. Dis nie rede om te vas nie, want Jesus is daar, sy teenwoordigheid is daar. Hoekom sal die disippels vas as hulle by hom is? En die vraag is nie of die disippels nou skielik moet inpas by ander mense se idees van geloof nie. Die eintlike vraag is of die mense sal ophou met dit waarmee hulle besig is en by die bruilofsmaal van Jesus sal aansit. Sal hulle ou wynsakke wees wat bars wanneer dit in kontak kom met Jesus se nuwe evangelie, die nuwe verbond wat gebring is? Of is hulle nuwe wynsakke wat lewe in Jesus se teenwoordigheid? Dis die vraag. Is mense bewus dat die hele doel van vas was om mense afhanklikheid van die Here te besef en te besef waar ons van hom af weggedwaal het, sodat ons weer opnuut kan besef dat ons in sy teenwoordigheid is. En hier voor hulle het Jesus gestaan. Hulle is in sy teenwoordigheid, maar hulle sien dit nie raak nie. Jesus sê wel dat daar sal 'n dag kom wanneer die disippels wel sal vas. En dis wanneer hy weggeneem sal word. Dis die dag wat hy met geweld vanaf sy bruid, die kerk, weggeneem word en wat hy sal moet sterf vir haar. En dis 'n tyd van groot hartseer wat voorlê vir die disippels. Maar selfs daardie tyd word van droefheid af ook weer in vreugde verander. Omdat Jesus uit die dood opstaan en opvaar en lewe. Vanuit hierdie punt uit kan 'n mens dan bietjie begin negatief voel oor vas, want die fariseërs het dit so verkeerd hanteer. Jesus het homself uitgespreek daaroor, want hy het gesê, julle idees van hierdie maak dat julle nie by die nuwe verbond van Jesus wil inpas nie, want hulle hou so vas aan die ou gebruike en hulle tradisies. Maar vas is nie altyd 'n slegte ding nie. Dit help ons om ons harte en ons gedagtes weer op Jesus te rig. Dit is 'n geleentheid wat die Here vir ons gee om opnuut weer bewus te word van sy teenwoordigheid. En wanneer Jesus sê, die disippels beleef nou vreugde, maar hulle gaan hartseer wees, hulle gaan vas, hulle gaan rou, dan wys hy bietjie vir ons iets van die reeds en die nog nie. Want ons lewe nou in die tyd van die reeds en die nog nie. Ons het reeds deel aan verlossing en vergifnis en vreugde. Ons kan sê daar's vrede in ons lewens, want Jesus is hier, hy het vir ons sondes gesterf en hy lewe in ons deur die Heilige Gees. Maar ons lewe steeds in 'n tyd wat daar sonde in ons lewens is. Ons lewe in 'n tyd waar daar wat sonde, daar tye is waar sonde die oorhand in ons lewens kan hê. Paulus sê, die goeie wat ek wil doen, doen ek nie, maar die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Dit is daai stryd wat daar in 'n mens is.
Jesus het vir ons sondes gesterf, ons het vergifnis, maar steeds stry ons daarteen, want dit is in die Here se plan, dis hierdie pad wat ons moet stap. Ons beleef tye wat ons ver van Jesus afvoel. Ons beleef tye wat sonde en afleidings veroorsaak, dat ons van sy vreugdevolle teenwoordigheid vergeet. Ons beleef tye wat dit voel asof ons sondes ons aandag aftrek. Ons vergeet van sy teenwoordigheid. Sy teenwoordigheid wat ons in ons harte vasgebind word deur sy Heilige Gees. Ons vergeet van die seëninge en die vreugdes wat ons in die Here het, omdat ons aandag die hele tyd afgetrek word. Ons vergeet dat ons verlossing vas is by hom. Ons vergeet dat ons tot hom kan bid, tot hom kan nader. Ons vergeet dat ons vrye toegang het tot die Here deur alles wat Jesus gedoen het. Want ons is so vas oortuig dat daar 'n te groot afstand tussen my en die Here is. Ons vergeet van ons vreugde. Ongelukkig is dit so dat ongesonde gewoontes en obsessies en gewoontes maak dat ons fokus van Jesus as ons vreugde verloor. En dit maak dat ons lewe verarm, dit maak dat ons gebedslewe verarm, dit maak dat ons vergeet van die Here. As mense wat nou lewe in hierdie tussentydperk voordat Jesus kom, is dit ongelukkig so dat ons baie keer verteer word deur obsessies en verslawings, allerhande dinge wat ons gedagtes oorneem. Dit maak dat ons gedagtes en harte alleenlik op dit gefokus word. Ons kyk net so, ons sien nie die wye wonderlikheid van die Here in ons lewens nie. En dit maak dat ons al hoe meer en meer praat oor hierdie ding en al hoe minder oor die Here. Daarom is vas 'n baie handige middel wat die Here vir ons gee. Jesus verbied nie vas nie. Ons het in Matteus 6 noem hy die maniere op waarop ons dit moet doen. Dit is iets wat ons kan gebruik tot opbou van ons geloof. Dit is iets wat ons weer opnuut bewus maak van sy teenwoordigheid. Maar ons moet besef dat Christelike vas lyk anders. Dis nie iets wat ons doen om die Here se aandag te probeer kry nie. Dis nie 'n manier om die Here soos 'n genie te hanteer wat jou wense moet laat waar word nie. Nee, dis 'n ding wat ons het of is 'n manier om sekere dinge in ons lewens vir 'n tyd uit te sluit. Sodat jy die tyd wat jy sou spandeer het om daaraan te dink, die tyd wat jy sou spandeer het om obsessief daaroor te wees of konstant daaraan te dink, liewers in gebed kan spandeer. En vas het verskeie forme. Dit kan op 'n sosiale media vasgaan, veral wanneer dit jou streshanteringsmeganisme geword het, om in plaas van gebed tot die Here heeltyd vasgenaal te wees in jou selfoon. Dis 'n opsie. Dit kan 'n tyd van afsondering wees, 'n tyd wees wat 'n mens stilte gaan soek, waar ons deur die Gees se leiding onsself verdiep in God se woord. Voedselgewys, daar's ons baie verskillende maniere waarop 'n mens voedselgewys kan vas. Ek weet, ek hou daarvan om te pesel, dat 'n mens so gereeld dink daaraan aan die volgende lekkerny in die kas, dat 'n mens vergeet om 'n oomblik net stil te sit en net weer 'n bietjie te fokus op die Here en te vra, hoekom doen ek hierdie? Maar mens kan kafeïne of alkohol uitskakel, sodat jy elke keer wat jy dink daaraan dat jy moet 'n glasie wyn drink of jy moet koffie drink, jy liewer dit sal gebruik as 'n stimulus, as 'n aanmoediging om tot die Here te bid. Hierdie is wel net voorbeelde, daar's soveel verskillende dinge daar buite wat ons kan uitskakel om ons fokus meer op die Here te plaas.
En dit moet opbouend wees, dit moet nie afbreekend wees nie. Dis nie iets wat jy moet doen nie, dis iets wat jy wil doen, want jy wil weer bewus wees van die Here wat reeds in jou lewe is. Dis om ons te help, dis nie om die Here aan te moedig om iets vir ons te doen nie. Deur om vir 'n oomblik die fokus van hierdie wêreld af te haal, kan ons aandag meer doeltreffend na Jesus toe draai ook. En dit is, ons kan vasglo dat dit 'n manier is van die Here om heiligmaking in ons lewens ook te bewerkstellig. Die Heilige Gees ons aanmoedig en vir ons wys op hierdie ding wat die gevaar loop om ons lewe oor te neem. Dat ons weer sal besef, maar dis nie die antwoord op my probleme nie. Dis 'n kitsoplossing. Jesus is die antwoord. Jesus is my vreugde. Is mooi in Handelinge 13 vers 2 is daar 'n baie mooi voorbeeld van hoe die vroeë kerk gevas het, hoe die Christene gevas het. Dit was vir hulle 'n hulp vir gebed, want die kerkleiers hierso het aktief God se wil gesoek. Hulle het aktief wou hulle hoor wat sy planne is vir hulle sendingsreise wat gaan voorlê om die heidene in die wêreld te bereik. En omdat hulle nie graag wou vasgevang raak in allerlei aardse reëlings en bekommernisse nie, het hulle 'n oomblik gevat om te vas en in gebed tot die Here te draai en vir sy wil te vra. Vas het hulle gehelp om te besef dat hulle afhanklik is van die Here vir dit wat voorlê en niemand anders nie. Vas leer ons dus afhanklikheid. Dit help ons om weer te fokus op die Here. Dit kan daai koue water wees wat ons nodig het, wat oor ons geestelike lewens uitgegooi moet word, sodat ons kan wakker skrik, kan besef ons is besig om van die Here af weg te dwaal en dat hy ons terugroep na hom toe, want sy redding is vas in ons lewens. Kan ons help om geestelike dissipline op te bou. Miskien is autocorrect het om daar Engels gemaak. Dit is 'n geleentheid om aan die Here tyd te wy, om te weet dat dis 'n geleentheid wat ons het om in plaas van al die tyd wat ons spandeer het op hierdie ding, te fokus op die belangrikste ding in ons lewens, Jesus. En wat eintlik baie mooi is hoe hierdie gedeelte oor vas koppel met nagmaal. Nou nagmaal is eintlik die teenoorgestelde, want dit is brood en wyn, dit is voedsel. Maar nagmaal is 'n vreugdesmaaltyd waar ons met diepe berou bewus is van ons sondes. So die doelwit van vas is om bewus te wees van jou sondes, bewus te wees van jou afhanklikheid van die Here, bewus te wees dat daar soveel dinge is wat jou aandag, of soveel sondes is wat jou aandag van die Here afgetrek het. En dis wat die Here ook met nagmaal ingestel het. Voorbereiding vir nagmaal, dis 'n geleentheid om mense harte en gedagtes weer te rig op die Here. Ons lees dit of ons sê dit op voordat ons die nagmaal bedien, rig julle harte en gedagtes op die Here, op Jesus Christus, ons voorspraak. Maar dit wys ook vir ons op die vreugde, nagmaal. Dis is dit baie mooi die ooreenkomste wat daar is, want dis die bruilofsmaal van ons Here Jesus, dit is die fees wat ons saam met die Here vier, omdat ons gered is in hom, omdat ons versterk word deur hom, deur sy teenwoordigheid. Wanneer ons vas, raak ons dan bewus opnuut van hoe afhanklik ons van die Here is vir ons versorging. En wanneer ons met nagmaal die brood eet en die wyn drink, dan word ons opnuut herinner aan Jesus se krag en voeding vir ons siele, wat ons kry in hom. Daarom is dit nie vandag 'n aanmoediging om te sê mens moet hierdie of mens moet daai nie, maar is eintlik meer 'n oproep om te vra waar in ons lewens het ons die fokus op ons Here Jesus verloor? Waar het ons lewe 'n hele lys moets en moenies geword vir geloof ook, in plaas van om te fokus op die vreugde wat ons in hom het? Mag dit iets wees wat ons dalk tot voordeel van ons geloofslewens kan gebruik. Mag dit 'n oproep wees om
minder en minder op onsself te fokus en minder op ons verslawings en ons obsessies en dit een kant toe te skei, want ons weet dat enigste hoop en vreugde wat daar in die ewigheid is, Jesus Christus is. Enigiets wat ons kan help om ons hart en ons gedagtes opnuut op Jesus te rig, is reg en mooi. Amen. Liefdes, kom ons bid saam. Askies. Ons gaan nou eers saam sing uit lied 308 uit. En dan gaan ons daarna saam bid. Maar lied 308 gaan oor, neem my lewe, laat dit Heer, U gewy wees meer en meer. So dis 'n oproep vir ons, om deur die Heilige Gees gelei, ons lewe al hoe meer aan die Here toe te wy. En dis iets wat vas ook vir ons kan doen. So lied 308 verse 1 tot 5. Nou gaan ons saam bid en dan daarna gaan ons die seën uitspreek en dan gaan ons as gemeente antwoord op die seën met die Onse Vader wat ons dan sommer ons sal staan en dit saam sing. Wel bly staan. Kom ons bid saam. Ons ewige God en Here, neem ons lewens en laat dit elke dag meer en meer gewy wees aan U. Verander ons deur U Heilige Gees, sodat ons sal besef waar in ons lewens ons vashak in ons sonde, waar ons vashak in obsessies, waar ons meer dink aan dit as wat ons aan U dink in ons lewens. Dankie dat ons hierdie voorbeeld kan hê van wat dit beteken om ons harte en gedagtes weer op U te rig. Help ons om te besef ons teenwoordigheid, U teenwoordigheid in ons lewens is 'n groot vreugde. Dit is 'n maaltyd, dit is 'n bruilofsmaal, dit is 'n geleentheid om in U teenwoordigheid so gelukkig te wees. Maar dit is ongelukkig so dat ons gereeld vergeet van daardie vreugde en geluk. Daarom bid ons dat U vir ons sal wys dat daar dinge is wat ons lewens so oorheers dat ons vergeet van U teenwoordigheid. Ons lewe nog aan hierdie kant van die wederkoms, ons weet daar soveel wat ons onderkry, maar
Ons dankie dat ons weet dat niks ons van u liefde en u vreugde sal skei nie. Alhoewel ons soms sondes is en verslawings en dinge is wat ons aandag van u af wegtrek, bid ons dat u kragtig in ons lewens sal werk en ons opnuut weer na u woord sal kyk en net sal vra waarmee is ons besig? Hoekom wil ons so vasgevang wees in hierdie obsessies as ons weet dat u ons ewige vreugde en verlossing is? Dankie vir geloof, ons dankie vir u teenwoordigheid, ons dankie vir u liefde en ons bid dat in hierdie week ons elke oomblik wat ons het net met u sal praat en in gebed tot u sal nader, want ons het hierdie groot voorreg. Ons bid dit alles in Jesus Christus, ons bruidegom se naam alleen. Amen. Die liefdegawes is by die deur en dit is dan ook vanoggend vir die diakonale kas en vir die sustentasiefondse. Die sustentasiefondse is 'n fonds wat daar is om gemeentes wat finansiëel nie sterk is nie ook te kan bystaan. Kan ek vra dat ons sal opstaan en dan ontvang ons die seën van die Here en dan sing ons daarna saam die Onse Vader. Geliefdes, die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.